Hartlike goeiemôre, ek groet jou, welkom hier by Staan Op vir Jesus, Stand Up for Jesus. Dankie vir die wonderlike voorreg om in Jesus Christus se naam ook vir jou 'n woord te kan bring, 'n verskil, 'n bytel in jou lewe te kan wees en ook saad te plant deur dit wat die Heilige Gees ook op my hart kom lê het. My liewe broer en suster, ek het in die laaste paar dae, laaste paar weke, maand, het ek so bietjie deur die Nuwe Testament gewerk. En soos ek deur die Nuwe Testament gelees het en weer eens die Bybel deurgewerk het die Here sekere skrifte en sekere onderwerpe op my hart kom lê. En ek het notas gemaak en outomaties ook opdrag van die Here af gekry om kort kragtige leerstellings te maak van hierdie hoe kan ek sê, hierdie onderwerpe van die skrifte en van die boodskappe wat die Here op my hart kom lê het. En vandag kyk ons na die sewende onderwerp, kort kraglering, die sewende, ek het klaar leerstellings gemaak van nommer 1 tot nommer 6, het ons nou al uitgestuur. Vandag is ons by nommer 7, en die onderwerp waaroor ons gesels, die kort kragleerstelling wat die Here op my hart kom lê het, is nommer 7 wat ons praat vandag, wie Jesus verwerp die Vader. Ek wil dit weer hard en duidelik sê, wie Jesus verwerp, die Seun van God, Immanuel God by ons, die Seun van die Allerheilige God, die Christus, die Messias, wie Jesus verwerp, die Seun van God, verwerp die Vader. Baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, as ons net een voorbeeld kan vat, ons sien hoe gaan dit op die oomblik in Israel, en ons sien hoe gaan dit in Jerusalem, ons sien hoe gaan dit by die Gaza-strook in die Midde-Ooste, ons kyk na die geestelike leierskap van Israel, en my liewe broer en suster, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie, en ons weet, dat baie van die Jode in Jerusalem en Israel glo nie in Jesus, hulle glo nie dat hy die Messias, die Christus, die Seun van God, Immanuel God by ons is nie. En nêrens, as ons kyk na hulle optredes, my liewe broer en suster, kan ons die vrug van die Heilige Gees in hulle doen en late raak sien, of die karaktereienskappe van Jesus Christus identifiseer in hulle optredes nie. Baie van hulle dink hulle self God, baie van hulle probeer God se werk vir hom doen, en outomaties op die einde van die dag het hulle eintlik hulle eie grootste vyande geword. En ek wil vandag vir julle sê, ons sien die skade wat gemaak word, en waar God nie is, is Satan baas, en die verwoesting, die vernietiging wat rondom dit gaan. So ja, my liewe broer en suster, die Bybel leer vir ons om onpartydig te staan, en dis wat ek doen. Ek sal nooit teen Israel spreek en optree nie, maar ek sal eerder terugstaan en neutraal bly as hulle foute maak soos wat hulle tans maak, wat ek regtig nie die vrug van die Heilige Gees, die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle optredes kan raak sien nie. En dis hoekom jy die kwaad vir geld en sien hoe hulle reg in eie hande neem en bloed vergiet, en het ek vir jou sê, tientalle mense se grond, se bloed roep hard van die grond af na die Here, wat God is die skepper van hemel en aarde, en Jesus het vir ons kom leer, hoe moet ons ware vyand kan hanteer, vleeslike vyande, verstaan, jy moet jou vyand kan lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met wat, met die goeie, met die liefde, moenie na 'n ander mens doen, wat jy nie in jouself gedoen wil hê, moenie kwaad vir kwaad vergeet, moenie reg in eie hande nie, maar as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, wat deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hoekom? Hoekom het Jesus dit vir ons kom leer, wat ons ware vyand is in gees? Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou vleeslik ook deur mense aanval. En Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, ons lewe wel in vleeslike menslike liggaam, maar ons beklei nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. En dit is wat ons hier sien, ons sien glad nie die geestelike aspekte. Johannes 4, vers 23 en 24, kan jy gaan lees, wat God sê, hy is gees, ons moet hom in gees en waarheid aanbid en dien. So jy moet alles in die wêreld, in hierdie
skepping van God in gees kan evalueer en nie in vlees. Anders dan gaan jy die verkeerde vyand beklei. En dit is wat ons sien, wat homself afspeel in Israel en Jerusalem en die Gaza-strook in die Midde-Ooste. En al wat gebeur, Satan roer die pot daar van geweld, haat en misdaad, wat hy soek dood, bloed te vernietiging. Johannes 10:10, die dief kom met steel, slag en uitroei. Dis die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. En jy kan sien hoe homself geniet binne die Midde-Ooste, binne die Gaza-strook, binne Jerusalem en Israel, die verdeeldheid, die onverdraagsaamheid, die liefdeloosheid wat daar manifesteer. Jy weet, niemand kom met niemand meer oor die weg nie. Waar God te is Satan baas. Satan geniet homself op die oomblik, maar ons weet God het nog steeds altyd die laaste sê. Hy het altyd 'n plan B en as ons geestelik ook daarna kyk, kan ons baie dinge verstaan agter alles. En God weet, hy sien die groot prentjie raak. Hy weet of Jerusalem onder bedreiging staan, ja of nee. En dis hy en hy alleen wat water op die vuur kan gooi. Dit is hy en hy alleen wat in beheer is van lewe en dood. Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen, dit uit die hemel uit aan hom gegee is. So wat ook al die redes mag wees, ons moet dit intree en pleit, Here vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie, maar ons bid u bonatuurlike kragtige intrede ook in daai gebied, dat God se perfekte wil sal skied, nie Koert se wil nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie, maar dat God se perfekte wil daar sal geskied. Ons weet die leierskap van Israel, Benjamin Netanyahu, baie van sy kabinet en regerings, daai mense glo nie in Jesus Christus, hulle glo nie dat hy die Messias, die Christus is, die seun van God nie, en hulle lewe nog onder die ou verbond, hulle die koms van die Messias totaal en al gemis, en op die einde van die dag, ja, staan hulle waarin hulle glo, maar dit is duidelik dat hulle na hulle self luister en nie na God nie. Jy kan nie die vrug van die Heilige Gees en die karaktereienskappe van Jesus in hulle doen en later raak sien nie. En dis hoekom dit lyk soos dit lyk, daar's geen wenner in oorlog nie. Ek dink die meeste van ons verstaan wat ek daarmee bedoel. Daar's nie wenner in oorlog nie. Hulle is op die einde van die dag slegter af en daar's nie 'n wenner in hierdie saak nie. Dat ek vandag vir sê, hulle kom dit nie agter nie, maar hoe meer mense hulle doodmaak en die hele plek flenter skiet, hoe meer maak hulle geestelike deure vir die vyand oop om hulle aan te val. En geen wonder, Israel word so gehaat en die Jode word so gehaat nie, want die manier hoe hulle handel, die manier hoe hulle optree, die manier hoe hulle praat en ander mense behandel, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. As jy deur God se oë begin kyk en na die stem van die Heilige Gees luister, sal jy verstaan op die ou einde van die dag hoekom wêreldmagte teen Israel sal optrek teen Jerusalem en hoekom die Jode so gehaat sal word reg rondom die wêreld, want waar God nie is nie, Satan baas. So Satan geniet homself en hy hou partytjie en baie van hulle se gees van hulle harte, omdat hulle Jesus Christus nie erken as die Messias, die Christus, die seun van God nie, maar alles sal uitwerk volgens die profeseë, soos Jesus dit uitgespreek het. Iewers along the line sal hulle geskaakmat wees, in 'n hoek vasgedryf word, en sal hulle gryp na die hand wat hulle kan help, en opreg tot bekering kom, en vir Jesus erken vir wie en wat hy is, en daai dag sal die poppe dans, my liewe broer en suster. Maar ja, tot ons daar kom, mag die Here se perfekte wil geskied. Wie Jesus verwerp die Vader, hart en duidelik. Die skrifte wat die Here vir my gee, om te staaf en te bevestig, wat dit my mond uit so pas gekom het, die Here gee vir julle 3 skrifte, Johannes 3 vers 18, luister na hierdie fantastiese skrif, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. So as jy kyk na die leierskap van Israel, mense wat glad nie glo dat Jesus is wie hy is, die seun van God, wat uit die maagd Maria gebore is, deur die krag van die Heilige Gees verwek is in haar baarmoeder, en wat sy lewe geskenk het, sonder dat 'n man by haar was, 'n wonderbaarlike geboorte, wat een van die grootste wonderwerke wat daar ooit sal wees, en dan natuurlik die opstanding uit die dood, dat ek wil sê, dis waarin ons glo, en dit is waar die testament in plek sal val, waar ons ook sal opstaan op die dag van Jesus Christus, ons kom maar, die lewendes en die dooie sal opstaan, en voor God rekenskap gee. Maar ja, wie in hom glo, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Game set a match, jy glo of jy glo nie, so maklik soos dit.
Jy glo in wie hy is. Hy is die seun van God. Jy glo dit of jy los dit. So maklik soos dit. Jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Wie die seun sien, sien die Vader. Maar die Vader lewe in hom en hy in die Vader. En ja, wat 'n fantastiese hoe kan ek sê vooruitsig en om visie te hê en om gefokus te hê, om geloof te wees dat ons ook die prys sal ontvang en die kroon sal ontvang en deel word van die nuwe Jerusalem. Nou gee die Here ook 1 Johannes 2 vers 18 tot 20 en dan ook vers 23. Ek lees dit vir julle. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-kris kom en daar is nou reeds baie anti-kriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voorgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. So hulle het wel uit ons geleedere voorgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. So hulle die uiterlike skyn van godsdienst gee. Hulle was soos wit gepleisterde grafte, buitelik skoon, heilig en wit, maar diep binne die doodsbene rond. Dus daar was Satan gemanifesteer het. Hulle die uiterlike skyn van godsdienst, maar die krag van God het hulle nie geken nie, bly weg van hulle af, baie kort en kragtig. So hulle het wel uit ons geleedere voorgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. My liewe broer en suster, wat 'n kragtige skrif, 'n fantastiese skrif. Dan gee die Here nog 'n skrif vir julle. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen. Ondersoek sy gees. Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die Gees van God. Luister mooi. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, het die Gees van God, wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichrist, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. Dis waar die onderskeiding plaasvind, om te erken, Jesus is die Seun van God, die Christus, die Messias, die Seun van die allerlei God, Immanuel God by ons, Jesus wat deur sy pa is, ons Vader in die hemel, so hy is verwek deur die krag van die Heilige Gees in die baarmoeder van Maria, en sy het geboorte geskenk aan Jesus, sonder dat 'n man ooit by haar was. Sy was 'n maagd, sy het heilige lewe, sy was suiwer gewees, en God het haar deur die krag van die Heilige Gees swanger gemaak, en Jesus is die Seun van God, die woord wat mens geword het, en die perfekte offer, die lam wat vir ons geslag is, en die wonderbaarlike opstanding uit die dood, en dit waaraan ons vashou, dit waaroor die Christen geloof gaan, dit waaroor die geloof gaan, dit is waaroor ons vooruitsigte gaan, om te lewe vir die dag van môre. Dis hoekom ons vashou aan ons geloof, en dit wat Jesus aan die kruis, want hy is die eerste wat uit die dood, die hoëpriester van Melchisedek, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en die bruidegom kom die bruid haal, en hy wil hê dat dit vlekkeloos moet, suiwer en heilig moet wees. En hulle wil vandag vir julle wil sê, ons moet pas op, of jy glo in Jesus of jy glo hom nie, maar as jy nie in hom glo nie, verwerp jy outomaties die Vader, en is jy absoluut gedoem om tot 'n val te kom, en dis hoekom ons sien, hoe daar kwaad vir geld, en reg in eie hande geneem word, en hoe bloed vergiet word, en hoe mense besluite maak, wat hulle besluite maak, sonder om die stem van die Heilige Gees deel daarvan te maak, dan is dit common sense, dat hulle so gehaat word, en dat alles uit mekaar uitgeval sal word, maar God het altyd die laaste sê, en ons moet altyd bid vir die vrede in Jerusalem, Psalms 122 vers 6, sodat elkeen wat hom lief het in vrede sal kan lewe. Ons moet die Here vertrou, ons moet bid, vergewe hierdie tipe leierskap,
hierdie kabinet en regerings wat God nie ken nie, wat Jesus nie erken as die Messias, die Christus, die Seun van God. Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle is absoluut geestelik blind en doof. Maar die oes is groot en die werkers is min. Mag God die arbeiders stuur, nou ook die saad in hulle gees en hulle harte te plant, alles volgens God se perfekte wil en tyd. Nou mag ons Vader in die hemel bo alles daardeur verheerlik word. Dankie vir die voorreg om met die kort woord 'n vermaning en waarskuwings te bring, en mag die Here die saad wat so pas in jou hart gesaai het seën, kunsmis en water gooi en hy lande in oes, as die saad ryp is. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. Groetnis, shalom, vrede, ons praat gou weer. Groetnis, ons praat weer. Dankie, mooi dag, bye bye.